Ek het nie hierdie prys sien kom na my toe nie en daarom waardeer ek dit des te meer dat die akademie en die akademiepaneel die Hertzogprys aan Decima toegeken het. Alhoewel ek beskou dit ook as erkenning van my hele oeuvre. Hierdie was my 13de boek, 13 times lucky. En dit is ook 'n besondere boek in die sin dat of 'n besondere boek om hierdie prys te gekry het omdat dit 'n mengsel is van fiksie en nie fiksie. Byvoorbeeld daar sommige dele wat op grond van diep navorsing, soos byvoorbeeld koning Leopold van België se vergrype in die Kongo. Dit is eintlik nie fiksioneel en dan ook die hele deel van president Teddy Roosevelt en sy seun Kermit en hulle massaslagting van diere in Kenia. Daai tipe van passasies in die boek is eintlik nie fiksioneel. Maar waar dit by fiksie kom is dat ek 'n swart renoster koei, ek noem maar 'n swart renoster moeder, die storie laat binnekom en sy vertel dan self ook deel van haar storie en ook van die geskiedenis van haar, ek noem dit a crush of rhinos en ek het die kollektief self uitgedink en ek noem dit 'n stormrenosters. So sy praat met die stormrenosters ook in die verlede, sy time travel so bietjie en sy daag dan op 'n stadium ook vir Teddy Roosevelt uit oor sy wanskapige byvoeglike naamwoorde wat hy gebruik oor juis die swart renoster. En dan praat sy ook met haar renoster in die spekboomveld waar hulle woon. Praat sy met die ander renosters, sy waarsku hulle oor die koms van die volmaan. En dit is waar daar 'n soort van 'n thriller element in die storie ingedra word en dit het te maak met die verskillende fases van die maan. Ek vertel die storie via verskillende stemme, ook die van my moeder. En terwyl ek die boek geskryf het, was my moeder in die laaste fase van haar lewe en my redakteur het gesê dat Decima is eintlik die boek van twee moeders, my eie moeder en die van Decima, die swart renoster koei.